in my gladde skoot, nooi die water die blaar. Net as jy my rug sal streel, sug die blaar vir haar. Baie welkom by my podcast en baie dankie dat jy saam luister. Ja, hierdie pragtige gediggie kom uit Land Luisteraar en dit is 'n bundel van Carina van der Walt. Ja, want vandag gesels ek met Carina van der Walt en ons praat oor die digkuns en haar lewe en ook oor die stad Tilburg wat net hier om die draai van ons is. En Tilburg was nog altyd vir my 'n baie fascinerende stad gewees. Volgende week in ons tweede gesprek gesels ek nie met Carina nie, maar lees ek 'n klomp van haar gedigte voor. So as jy graag meer van haar gedigte te wete wil kom, gaan maak 'n draai op my Patreon blad, want dit is waar ek dit gaan voorlees. Maar nou gaan ons eers met Carina gesels. Lekker luister. Jy woon in Tilburg. Nou van al die plekke in Nederland waar 'n mens kan dink, is Tilburg, dink ek in die meeste mense se koppe die mees onwaarskynlike plek om te kies om te gaan woon in Nederland. Hoe het jy daar uitgekom? Studies. Ek het my honeursgraad eers begin, maar my eerste man oorlede is aan die Noordwes Universiteit en toe direk daarna my meestersgraad aangepak en ek het met 'n wat hulle noem dit, nou weet ek nie of ek nou die Afrikaans of die Nederlandse woord gebruik nie, maar met 'n uitwisselingsprogram na die Universiteit van Tilburg gekom, want hier was die enigste professor in kinder- en jeugliteratuur in die land. Dis Professor allemaal van wêreld. Dus ek het hierna toe gekom vir 6 maande, verlief geraak op Nederland. Was in trane toe die vliegtuig na 6 maande op Schiphol opstyg terug Suid-Afrika toe. So dis ook hier beland het. Nou ja, tydelik toe, in die laaste week voor my vertrek, het ek vir Janelle ontmoet, en het in my Keukenhof toe gevaart, vir die dag. En toe het ek vir hom gesê, baie mans het in die afgelope 10 jaar dat ek 'n weduwee was, maar my blomme gebring, maar nooit, niemand het 'n hele tuin vir my gebring. So dit was lente, soos nou, dis nog nie heeltemal lente nie. Ja, maar hy het 'n enorme indruk gemaak op my, maar daar was niks romanties eintlik. So ek het nog vir hom 'n SMS op die lughawe gestuur en sê dankie vir Keukenhof en hy het nie gereageer nie. Toe dink ek, okay, dan nie, maar toe is ek 'n bietjie hartseer toe ek weggaan, want Nederland was my so mooi en my so goed eintlik. In die 6 maande wat ek hier was. En ek is nou nuuskierig, hoe het dit toe nou verder verloop met julle twee? Dit het 'n tydjie geduur. Ek was toe besig om my meestersgraad af te rond. En dit het baie vinnig gegaan. Ek dink dit was 4 maande later. Nee, dit was miskien 'n jaar later. Maar dit het nogal vinnig gegaan. Dan was dit aan die einde van 2003, Augustus, September, Oktober maand, kry ek skielik 'n telefoonoproep in die ou dae nog van Janelle. Sy pa's oorlede en hy het my kontakbesonderhede gekry by Helma van Merel. En toe die kommunikasie so op gang kom, want Vrydag aande was my die eensaamste aande in my lewe. En dit was naderhand akelig om ook nog op Vrydag aand te sit en studeer, terwyl die in huis gezoom het van my kinders se vriende en die braai wat hulle buite begooi het. Nou kyk, ek het baie keer aangesluit, af en toe aangesluit, nie baie keer nie, maar ek het toch eensaam gevoel. En so die gesprekke met Janelle op Vrydag aand was nogal vir my opbeurend, het my baie gehelp. So, en toe 'n jaar later, my vriende wil hulle Botswana toe gegaan het, hulle het dit ook gedoen, en hulle het in Klerksdorp, of all places, halfpad gestop, om nog kampeerspullen te koop by
ja, wat is dit nou? Die landbouwinkel, jy weet. En toe is hulle daarvan weg en op pad terug weer 'n keer daarop gekom. So dit so stadig, maar seker 4-jarige vriendskap geduur. Voordat ons uiteindelik ek hiernatoe gekom het en ons getroud is, ja. Dit moes 'n groot stap gewees het om jou Ja, lewe in Suid-Afrika te los en hiernatoe te kom, want jou kinders het nie saamgekom nie, nou hulle was al groot. ja, en daar het ek miskien 'n oordeelsfout gemaak, Solet, want ek weet jy het met jou kinders gekom. En Jannie was toe al student, toe jy nou in ons lewe gekom het en Jomarie nog nie, en ek het gewag tot sy klaar is met skool, voor ek vir hom enigstens ja gesê het. En wat eintlik beteken het dat my kinders te oud was om saam te kom. Jomarie het wel die eerste jaar wat in 2007 het sy hier na Zeist gekom om te au pair. En dit het 'n bietjie gehelp, maar Jannie moes op sy eie aangaan. En ek hoor soms van belangrike Nederlandse skryfsters soos Roxanne van Yper wat op die televisie sê, is onnatuurlik as 'n ma haar kinders verlaat. En dit doen my echt pyn, hè? Sure. Want dit is 'n oordeel wat sy vel en sy ken nie die agtergrond. Sy weet nie wat het daartoe aanleiding gegee, die aanloop met my verlange, nadat ek my voorgraads afstudeer het in 82 om verder te studeer en dat ek nooit gerealiseer het nie, tot ek weer die kans gekry het na my man bevind is. En ek 'n vakgebied gekies het, soos ek sê, waar by 'n universiteit waar daar 'n uitloopprogram is, met 'n professor in my vakgebied. En dit was 'n wonderlike tyd. Ek is hier 10 jaar wetenskap, ek het nie eintlik vir die res van my lewe kans gesien nie. Ek het na Johan oorlede van der Walt eintlik die liefdevader gevra, gee my net 'n paar jaar lewenstyd dat ek my kinders deur die skool sien en deur hulle studies sien. En toe het ek self begin studeer en toe het ek hier kennis gemaak met pragtige kinderboeke en jeugboeke. En ek het die Polleke reeks van Gies Kuijer het my ingelei in die Nederlandse. Lieflik. En ek het vir al die pop-up boeke, wat ek weet nie wat is in Afrikaans nie. Ja nee, ek het ook nie 'n idee nie, dis pop-up boeke. Ek was so beïndruk daarmee en toe het ek eendag die oude bewaande geloop langs die universiteit. En ek het myself gesê, maar ek wil eintlik nie lewe. Toe het daar 'n kantelpunt vir my aangekom dat ek dink, ja, ek wil eintlik nie lewe en ek wil eendag my kleinkinders sien en ek wil dit aan hulle met hulle deel en ek wil self miskien 'n boekie of 2 skryf, maar miskien nie kinderboeke nie, maar daar te veel in my lewe gebeur om daardie pure onskuldige jeug nog op papier neer te sit, of die turbulente tienerjare waaroor my studente en my studie eintlik gegaan het, want dit gegaan oor poesie vir die adolescent. Ek het te veel ervaar om terug daarna toe te gaan, maar ek het wel stelselmatig weer energie gekry vir die lewe, met 'n toekomsvisie, om tog te skryf. Maak nie eintlik nie saak wat nie, alhoewel my studie eintlik deurlopend poesie was, so dis eintlik 'n natuurlike voortgang. Ek het nooit van rigting verander nie. Wel van kontinent, van suid na noord, van warm na koud, van Afrikaans ook na Nederlands, wat nou in 'n groot mate, 'n sterk mate my tweede taal is, of soms bietjie gelyklopend met Afrikaans is. Maar Engels, ek kan my nie eintlik erg help in Engels nie. Dit het vreeslik aksaam. So dis hoe dit eintlik mekaar steek. Ek wil nou gou praat oor daai fakulteit, want hy bestaan nog steeds, maar daar's nie meer 'n professor nie, dink ek. Nou, wat was die storie gewees? Ek weet nie of hy nog bestaan nie. Helma van Leeuwen is met pensioen. En as hy nog bestaan, is dit wonderlike nuus vir my. Ek het nie kontak behou nie toe ek na 'n hele klomp werksaansoeke nie pos by die universiteit kon kry, maar dit was ook so bietjie, die akademie het ook nogal op my
deurgeklop toe ek na my meestersgraad klas, so dat ek, okay, nou gaan ek begin met my doktoraat, en ek gaan in die akademiese loopbaan maak, maar onder professor, skus, minister Rita Verdonk en al die grense wat sy Ek onthou daai tyd baie goed. ek wil glad nie inkom nie, en toe het ek besluit, ek wil voltyds skryf. En daarvan het Litnet en verse daarvan as blogger en die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskappe en Kuns as sy nuusbrief gewen, want ek het jare lank vir daardie vooraf of forums geskryf in Afrikaans. Maar wat my fascineer van jou is dat jy het ook in 'n stadium besluit jy gaan hierdie stap maak om ook in Nederlands te skryf. En dit lyk vir my na 'n haas onmoontlike taak om iets in Nederlands op papier neer te sit. Ek het self verskriklik moeite daarmee. Hoe het jy so ver gekom en wat het jy gedoen om oor daai gat te spring? Kyk, die akademiese studie in poësie het my ontsettend gehelp. Ek het dus geweet, jy kan 'n gedig skryf met baie min woorde. Solank jy jou woorde se betekenis laag ken, dan het jy skielik 'n gedig. Want 'n gedig is 'n stukkie teks wat jy soos 'n ui of soos 'n kom ons sê maar soos 'n ui kan afskil. Hoe meer lage sy het, hoe beter is dit. So ek het met min woorde begin, maar gelaagde woorde. En hulle gewoon ingespan. En ek moet sê, hulle het my hier baie vind opgetel. In 2008 het iemand my uitgenooi, daar's toe in 'n klein boekie uitgegee, die een gedig het gegaan, sy titel was Mene Tekel. Jy weet, gewoge en te lig bevonden. En so het ek my gevoel by die universiteit. Ek is voortdurend geweet en ek het my te lig gevind vir die akademiese loopbaan. En ek het verskriklik daaroor gehou. Ek het 'n gedig daaroor geskryf en ook oor my wandelinge en ouer behandeling. Ek probeer om daaroor te kom en al die emosies wat in my gemaak het. En die gedig is gepubliseer. En toe is ek uitgenooi deur die samestelling van die boek en toe hy onmiddellik in April 2008, ek het Januarie 2007 gekom, waar hy 'n digbundel gepubliseer. Toe sê ek, wow, ek het nog net 3 gedigte geskryf. So het dit eintlik begin uit nood, uit emosionele nood en 'n gevoel van verwerping, nie goed genoeg nie. Ek weet nie of mense regtig ooit 100% hier gaan inpas nie. Ek probeer my bes en ek voel regtig goed. Maar is altyd die laaste stap hier. Ek bly buite staan. Ek funksioneer in die liminale ruimte tussen Nederlands en Afrikaans. En Nederlanders sal my in die Afrikaans so druk. En die Afrikaans is maar al te bly dat ek in die Nederlandse hoek sit, want hulle kan hier dan kuier. Nou, hoe gaan daai? Takke skeer. Daai gedig van Elisabeth Eybers, voetjie vir voetjie word jy immigrant. Daai nooit behoorlik aangeland nie, so half gestrand. Jy bly in daai ruimte wat nêrens regtig weer behoorlik inpas nie. Maar goed, wat jy wel gedoen het en weet jy, ek wens jy wil 'n kursus aanbied vir nuwe Suid-Afrikaners in Nederland, dat hulle kan sien dis hoe 'n mens dit moet doen. Is jy het die kultuurlewe in Tilburg omarm? Ja, kyk, toe ek natuurlik gevra word, kan hulle 'n digbundel publiseer en ek het my bietjie natuurlik ingegrawe en natuurlik ook baie by Jean geleer. Hy het my bijvoorbeeld vertel van wat is dit om 'n huis te kraak, want hy het dit in Amsterdam gedoen. En toe die kunstenaar Jan Kurmeling hier op 'n sirkel by een van die ingange van die stad, so 'n huisie gebou wat in die rondte draai. En dit was my die ideale onderwerp. Dis kuns, dis 'n onderwerp om 'n gedig te skryf dat ek die huis kraak. Maar wat ek nie geweet het nie, is dat die stadsraad of die gemeenteraad 9 jaar lank geld ingesamel het vir daardie huis, want die kunstenaar is internasionaal bekend. En hulle grootste angs was dat iemand die huis kraak. So toe skryf ek 'n gedig
'n prosa gedig daarop dat ek die huis kraak en dat ek daar in my napie loop en dat die karre teen mekaar bots, want hulle kyk na hierdie kaal vrou in die huis en die pizza besorger ry al om die sirkel en hy kom nie by my uit nie, maar ek sê van kom. So ek was eintlik wat noem hulle dit in Frans? Dus sukses, dus skandaal. Ek het eintlik so onwetend, omdat ek geen grense gehad het wat my keer nie, in die literêre wêreldjie nie, 'n ligte skandaal veroorsaak deur juist dit te skryf waarvoor daar gevrees is. En dit was my binnekoms, poets, bam, in. Ek was verbaas, ek het nie geweet dat die angs gespeel het. Maar so het hulle van my kennis geneem en het ek verder daarop voortgebou. Is ek uitgenooi om op te tree ensovoorts. Daar's 'n verskriklike ryk kultuurlewe in Tilburg gewees. Ek het nou onlangs iemand 'n lang brief geskryf wat ek dink in die Brabants Dagblad of iewers oor dat dit weg is, die finansiering en al die goed bestaan nie meer nie. Ek weet nie of dit waar is nie. Nie waar, heeltemal waar. Nee, dit is nog steeds 'n baie ryk omgewing. Ek woon hier in 'n driehoek en dis nie die Bermuda driehoek waarin ek gaan verdwyn nie, hoor. Dis 'n driehoek tussen die Webershuisie wat ons binnekort kan verlaat vir 'n woonstel. Maar dan val die woonstel nog steeds in die driehoek tussen 'n huis, die Pontmuseum, internasionaal bekend vir hedendaagse kuns tekstielmuseum 'n paar jaar terug as die beste handwerkmuseum in Nederland, so 3-4 jaar terug, miskien was dit net voor corona. En dan is hier 'n filmteater, 'n arthouse filmteater wat internasionale filmfees organiseer, 5 jaar nou al. Dis 'n fantastiese skouwer, dis 'n wonderlike teater. Alles werk goed. Hier word reg internasionale mense naartoe uitgenooi. Ek het alle blootstelling aan kuns en aan kreatiewe energie wat ek maar kan vra. As ek van Suid-Afrika kom en ek loop deur die strate in die sentrum, in die middestad, is die eerste ding wat my elke keer opval dat mense mekaar in die oë kyk en groet. En dis nie so in Amsterdam of in Den Haag of in Zeist waar my dogter au pair was. Daar die vriendelikheid. En dan weet jy wat baie keer gebeur is dat daar 'n dansgroep op 'n hoek 'n dans maak. En bietjie met die publiek speel. Of daar is skielik 'n voorkonsertjie op die stoep vir 'n optrede van 'n violis die aand Skouberg. So en dit kom op jou af sonder dat jy dit vra, sonder dat jy dit soek. Hier is nog ontsettend baie kreatief in. Ek is baie gelukkig om dit te kan beleef. Ek heb nou mooi vertel van daai huis wat daar op die middel van die rotonde is. Dit is 'n wonderlike kunswerk. Maar kuns en beelde en die visuele speel 'n verskriklike belangrike rol vir jou. Dink ek nie net in jou digkuns nie, maar ook jy skryf ook vir 'n Brabantse publikasie altyd oor kunsuitstallings en goed. Hoekom is dit vir jou so belangrik? Soms dink ek dat om poesie te skryf of 'n gedig te skryf is so ernstig, is so intensief dat ek net daarvan begin bid van my eie woorde. Want woorde neem oor. Jy het nie beheer oor woorde. As jy regtig intensief skryf, dan sê daai woord vir jou, soek iets anders op. Ek staan op 'n ander plek, jy gebruik dit nou 'n keer, dat jy dink, ek kan dit nie meer hanteer nie, maar met kuns, omdat dit nie my vakgebied is nie, is dit my speelplek. Ek gaan museum toe, talle museums, ek het 13 jaar lang vir 'n groot tydskrif geskryf, Nederlandse tydskrif. En dit is vir my ontspanning. Dit geef my verligting van die intensiteit van poesie. Poesie is my, ek wil amper sê, is my lewensaar, maar kuns is my ontvlugting. En dit is hoe ek uitgekom het met die kombinasie kuns en poesie wat ek in stilspraak en in landluister afgedoen het. So ek sal daarmee voortgaan vir die res van my lewe. Die kuns bly op verskillende maniere. En die poesie bly nie net as ek frases nie, maar dit bly 'n onderstroom
'n lewensaard. Want die poesie het eintlik begin die nag, 2, 3 nagte na my eerste man oorlede is. Ek het nie gedink as kind of as onderwyser vir matriekklas dat ek ooit 'n gedig sou skryf nie. Dit het na my toe gekom. Dis En ek mooi. het dit omarm. Ek het dit ernstig opneem. Miskien is ek 'n gek. Miskien, I'm a fool, I know. Maar ek het die droom of die geskenk van 'n portret wat ek ontvang het, omarm. En toe besluit, Karina, as jy wil dig, moet jy verder studeer. En so het ek hier gekom. Landluisteraar en die ander bundels, kies nou 'n bietjie naam weer. Dit is 'n kunsboek hoor, stilspraak. Stilspraak, ja. Vertel 'n bietjie meer daarvan, want dis twee baie interessante projekte. Ja, stilspraak is natuurlik alles oorstrydend in 'n Merwe se landkuns wat in die natuur plaasvind. So dit is onmiddellik is dit kuns in die natuur. Dis twee lagies. Maar sy kuns was vir my so poëties en daar kom die derde laagie dat ek 'n hele hoofstuk daaraan gewy het wat gedurfd was. Niemand wat 'n kunsboek skryf, 'n monografie van 'n kunstenaar bring ook poesie in. Maar hy het self ook 'n reëls gebruik van Aristoteles op woorde op rotse ingesny. So hy het ook daardie element van poesie ingebring in sy kuns, byvoorbeeld met groot vlae in die landskap met dan vraai 46 of 78, weet nou nie hoeveel nie, digters, Afrikaanse digters om haikus te skryf. Druk dit op die vlae, span dit in die landskap en die haikus waai uit oor die land. Dit is 'n poëtiese gedagte. So sy gewerk was vir my so poëties dat ek dit ingebring het in stilspraak. En vervolgens daaruit het ek 'n digbundel gemaak met my eie gedigte, want ek het 4 jaar van my lewe aan stilspraak spandeer. Ja. Dit was lank en dit was oor corona. Dit is in 2020 gepubliseer, September, en tydens COVID-19 of corona-tyd. In 2021 nog steeds corona-tyd het die digbundel uitgekom. Maar die digbundel het absoluut net gevloei, want toe het ek al 'n paar publikasies gehad van sommige gedigte wat in Landluisteraar opgeneem. So Landluisteraar verwys na stryding en stilspraak verwys ook na stryding. Ek was maar net die gang waardeur dit gekom het. Was maar net die mediator in Engels wat dit is my gedigte. Maar dis my interpretasies. As daar 600 digters na een prentjie, een landskapskunswerk skryf, kom daar 600 gedigte uit. En die een is nie beter as die ander nie. Dis almal gelykwaardig, soos wat ons vingerafdrukke verskil elke digter se styl. Ja. So, ek kan eintlik mense uitnooi en sê, ja, skryf poesie oor strydingse kuns, want dit werk aansteeklik. Jy het toe Suid-Afrika toe gegaan om te gaan, ja, wat noem mense nou, 'n roadshow hou met die bundels. 'n boeketoer. Ja, 'n boeketoer. Hoe is dit ontvang daar? Want jy's nie uitgegee, as ek reg onthou, by een van die groot mainstream uitgewers nie. Nee, stilspraak is by African Sun Media wat eintlik gekoppel is aan die Universiteit van Stellenbosch. So ek dink dit was 'n fantastiese voorreg dat hulle my toch uitgegee het of gepubliseer het. En Landluister is by Naledi uitgegee. Of gepubliseer, moet ek sê. So dit is nie die hoofstroom nie, maar dit was my kans dit was my geleentheid om 'n kans te kry. En toe ek besluit het van 'n boeketoer doen met die kombinasie wat ek 'n onwaarskynlike tweelyk noem. 'n Kunsboek met landkuns, die natuur en dan gedigte oor die sommige van wat ek kan altyd aanhou daar. En dit is ontsettend goed ontvang, want ek het gebruik gemaak onder andere van mense wat alweer by my was by die literêre salon in die wewershuise soos Anna de Plooy het my in Potchefstroom ontvang, het gereeld daar vir mense. Renay Bone het vir my in Mosselbaai, op eintlik Groot Brak, 'n
georganiseer, 'n leesklub georganiseer. Annelie Diederiks by Nallen, het ek nie vooraf geken nie, maar sy het my 'n fantastiese event gereël. Ek behoort in 'n organisasie, internasionale organisasie met 'n afdeling in Kaapstad wat vir my ook iets gereël het. My niggie in Port Elizabeth het vir my ook iets gereël. So dit het dit was ver afstande om te ry. Ek het dit vrou alleen gedoen. Sure. Ek het daardie afstande alleen en dit was nogal, want my kinders was het op Nordenspelde gesit en sê, maar jy het ry vrou alleen Mosselbaai toe, van Mosselbaai PE toe, en dan Bloemfontein toe, en terug Kaapstad toe. Dit is ontsettend ver, asseblief nie in die nag nie, en ek het dit daarby gehou, ek het nie in die nagte gery nie, maar ek het byvoorbeeld deur die Karoo weer 'n Bybelse sprinkaan plaag. Die boere het definitief toe iets verkeerd gedoen met my toe. Maar ek het baie goed verkoop. Die boeke is goed ontvang, het goed verkoop. Ek het die hele klompie hier saamgebring met nog in Tilburg. Is nog beskikbaar, maar ek moet vir sê, ek dink van landsluisteraars is daar so iets so 7 of 10 eksemplare oor. Byna lady om te bestel. En by Sun Media, African Sun Media, is daar nog 'n bietjie meer oor. Ek het eintlik geskrik om te sien, want hulle het ongelukkig eintlik te veel gedruk. So as ek nou weer Suid-Afrika toe gaan, hoop ek om daar weer iets te doen in Stellenbosch, waar Strydom is, by 'n bekende leeskamer. Ek weet nie of die naam is. Ek dink almal weet wat 'n leeskamer daar is. Ja, so om weer die verkope van stilsprake 'n bietjie op te stoot. Ja. So ek is baie trots op daardie 2 lank. Skus, kom ons praat net gou oor die weevershuise en die mense wat jy ontvang. Ek was daar al bevoorreg om 'n keer of wat saam met jou, ek weet lank gelede het ons eendag so deur die ek wil nou sê Sprokiesbos, maar dit is nie 'n Sprokiesbos nie, hy het 'n ander naam. Sterrewoud, né? Dis die oude verande waar ek 'n omslag gekry het. Ek wil nog leef. Ek wil nog iets doen. Ek wil nog skryf. Ja. En die ander keer was met Alwyn hulle. Ek het nou net gaan kuier, maar jy het vir hulle spesifiek 'n hele uitgebreide toer gereël. Ja. Hoe het jy op die idee gekom sulke goed te doen? Dis my wonderlik. Ek dink dis spure 'n behoefte om te deel. Die wonder van die weewershuis, nou ek het dit nie met Tom en Alwyn gedoen nie, want daar het in my lewe soveel gebeur in die laaste 2 jaar, dat ek eintlik 'n bietjie in my dop gekruip het. Ek het niemand ontvang nie, ook nie familie en vriende in die weewershuis nie. Vir 2 jaar lank het ek my afgesonder. Daarvoor was dit regtig nogal vir my lekker om mense soos Helena de Plooy en soos ek sê, en Renée Bone, en Shelpier Nadee met sy vrou Nikkie, en Bernard Odendaal, en Desmond Painter hier te ontvang. En die hele idee was om dan, en dan weet ek ook mense soos Carl Michel, Willie Martin, wat saam met my die eerste minderheid gemaak het. Wie was dat nog bekend? Vicky Franke, groot name, uit te nooi, dat daar hopelik kreatiewe energie ontstaan, die energie wat ek heeltyd voel ook tussen die mense ontstaan, en dat daar vertalings kom. En dat mooi publiek, waarvoor ek dan weer publikasieruimte gesoek het. En dat mooi vertalings gekom, daar is bijvoorbeeld Charles Peerman, die een gedig is weer 3 gaste vertaal, en dit het nog niet met Borges gebeur, en dit is al 3 vertalings, met 'n verhaal daaromheen, wat ek geskryf het, is vertaal en gepubliseer in 'n groot tydskrif A-Water. Ja, op vers en daar waar daar publikasies gekom van vertalings. Ek weet nie of dit toe destyds in geval is nie, maar mooi vertalings uitgekom, en toe Alwyn wou graag kom, maar ek dink hy's aangestuur deur Helena de Plooy, Alwyn Rook, want sy moes vir hom vertel het wat hier gebeur het. So hy wou kom en toe sê ek vir hulle, luister julle ouens, ek wil nie meer mense so in my private ruimte toelaat in die weewershuis, maar kom ons doen dit in die lokaal. En skielik was dit nou wat hulle in Nederland sou sê 'n doorstart. Want nou kan ek weer literêre salonne organiseer vir mense wat geïnteresseerd is
vir digters wat miskien nie op die top staan nie. Ek bedoel eintlik krag dit weer niks aan. Sy is al waar sy wil wees. Presies. Dit geld ook vir Marlene van Niekerk. Ek noem nou ek het nou sommer name uit die hoed uit. Wilma Stokenstroom is miskien iets bejaard om dit te doen. Maar daar's 'n hele groot groep middelmoot digters wat dink ek kan baat by 'n publikasie. O ja, Bernard Oudenaar moet ek sê in sy digbundel, laaste digbundel, was nooit iets, dans iets, het hy 'n hele uit 'n pragtige herkenning gegee hoe hy het Annelie David is al die gedigte en ook van Bert Weber sluis dink ek. Die gedigte wat hy in sy bundel in Afrikaans het hy die oorspronklike taal in Nederlands by die herkennings gegee, by sy dankwoorde by die herkennings. Pragtig. En daar genoem, dit kom uit die salon in die Weerhuisie. O ja, iemand wat hier was ook Willie van der Merwe. En daar het geen publikasie uitgekom nie, maar daar het 'n optrede in Suid-Afrika saamgekom. 'n leesklub het ons opgetel. En dit sê hulle wil ons saam uitleer. So daar kom altyd iets uit 'n weewershuisie. Dis nie altyd voorspelbaar. Maar nou is die weewershuisie verby en daar is 'n biblioteek, 'n mooi biblioteek. Ja, pragtig. Die lokaal en hopelik sal daar ook in die toekoms genoeg kreatiewe energie gegenereer word tussen die gaste wat ek sal uitnooi, dat daar iets uitkom. Miskien 'n besoek aan 'n digter in Suid-Afrika wat dan hier op besoek is. Ek kan dit nie voorspel. Of 'n podcast of 'n potgooi. Ja, nou weet jy, podcast, potgooi, potsending is die regte woord. Jy sê nou dat jou afgelope 2 jaar was jou persoonlike lewe was dusdanig dat jy jouself 'n bietjie afgesonder het. Was dit ook weer in 'n positiewe sin dan 'n nuwe impuls vir nuwe werk? Nee. Ek kon vir 2 jaar nie ek word so raak sê. Ek kon nie skryf nie. Ek het bitter min geskryf, alhoewel ek moet sê, ek het aanhou skryf vir Brabants Kultureel, die webblad waaroor ek skryf, maar daar was artikels waarin ek my ongemak of my emosionele, psigiese blokkade ook ingetrek het in die artikel. Dat ek sê, ek gaan saam om na 'n kunstentoonstelling te skryf, ek weet nie of ek kan skryf nie, ek gaan waarskynlik nie skryf nie, en dan kom daar 'n kunswerk op wat so sterk praat met my pa, wat 2 weke terug vermoor is. Ek dink ek moet daaroor skryf. So ek het daaroor, maar 'n gedig is 'n gedig van energie. Van veel meer rus en stilte en neutraliteit, 'n skoon blad. Ek was nie 'n skoon blad. Ek was heeltemal bekrap, emosioneel en psigies. En ja, ek is deur 'n fase met behandeling. Dit het ontsettend baie gehelp. En daarna, verlede jaar, was ons 2 keer Frankryk met vakansies. En dit was die vonk. Fantasties. 'n manuskrip wat eintlik al lank terug lê by Dick Grobler en sy film wat hy gemaak het, Parys Suite. Daar lê die vonk in 2018 toe ons by die tuin van digters was. En miskien is dit omdat ek ouer word. Ek het net gedink, hier moet iets uitkom. Hier moet iets uitkom en ek is nou besig met die afronding van die manuskrip. Maar dit het in 2024 gekom. En soos ek sê, ja. En daarvoor tussen 22 en 23 was Sleg. Was baie sleg. Ek wil dit nooit weer hê. Carina, ek nou nuuskierig, is die nuwe manuskrip in Afrikaans of in Nederlands? Dit is in Afrikaans, want dit gaan, ek kan dit maar sê, want daar is 'n hele klompie digters, soos Sandra Besuitnout, en ek dink Shakespeare ook, wat weet, dit gaan oor die Franse genoot, dit gaan oor my herkoms. Want my nooiensman was Joubert. Okay. So ek is besig met 'n dikke pil, dit word 'n dik manuskrip, miskien word die helfte daarvan afgekeer,
Maar op hierdie stadium is dit 'n groot manuskrip, maar ek moet bysê, ek is al van 2017 besig met 'n Nederlandse manuskrip ook. Want ek dink Nederland het my die kans gegee, het my opgepik as digter, het my kans gegee. Ek is dit verskuldig aan Nederlands om 'n digbundel in Nederlands te publiseer. Maar ek sukkel, die naam is groot, die manuskrip is al 'n paar keer afgewys. Ek het hare op my tande nodig vir die Nederlandse manuskrip. So eintlik is ek op hierdie stadium op volle stoom besig met die afronding van 'n Afrikaanse manuskrip. Ek het 'n Nederlandse manuskrip wat al 'n paar keer afgewys is en elke keer verskuif het en elke keer tot nawordings toe. Maar vooraf ek hoop dat dit een of ander tyd gaan gebeur, maar die projek is al van 2017 aan die gang. So ek het 'n lang asem. Ek dink as 'n mens ek digters, kyk skrywers ook maar van romans en dinge, maar ek dink vir 'n digter is 'n lang asem seker maar altyd 'n gegewe, né? Jy kan nie, wel behalwe as jy nou Tom Dreyer is wat elke dag iets baie moois op Facebook kan kwytraak. Die res dink ek dit moet nog altyd insit om Ja, kom kyk, jy kry jou talente, jy kry jou absoluut, en ek wil nou nie sê Tom se naam noem nie, want hy's nog te vars, ek dink dit is te gou om dit so te noem, maar 'n jong talent, soos Paul van Oostein, het 32 geword, en hy het 'n hele oeuvre geskryf, hoor, hy het 'n hele, en daardie afsnypunt self is van 27, daar's digters wat oorlede, jong oorlede is, en 'n magnifieke groot oeuvre agtergelaat. Maar die meeste van ons sukkelaars het tyd nodig, het kennis nodig, en ek moet sê, ek bewonder eintlik digteresse wat 'n klein oeuvre opbou. ja, En dit is almal middelmoot nie, hoor, as jy kyk na Szymborska, die Nobelpryswinnares vir poesie, het nie so baie geskryf. Sy het 3 digbundels geskryf, wat in een versamelbundel gemaak is, en toe daarna nog een. En dis dit, 4.